Stel jou 'n nasie voor wat uit die as van oorlog opgestaan het om 'n baken van vooruitgang te word. Na 1945 het Japan transformerende hervormings onder Amerikaanse besetting ondergaan, wat sy maatskaplike en ekonomiese landskap. Na oorlogse grondslae, na Japan se oorgawe in 1945 het die Amerikaanse besetting groot hervormings ingestel. Grondherverdeling het ongelykheid verminder terwyl demokratisering en onderwyshervormings die samelewing versterk het. Die belangrikste is dat artikel 9 van die 1947 Grondwet Japan tot pasifisme verbind het, militêre uitgawes verminder het en hulpbronne toegelaat het om op nywerheid en innovasie gerig te word. Ekonomiese wonderwerk met Amerikaanse hulp en toegang tot westerse markte het Japan sy infrastruktuur herbou en uitvoergerigte nywerhede ontwikkel. Die regering het nou saamgewerk met private maatskappye deur die Ministerie van Internasionale Handel en Nywerheid, MITI, wat nywerheidsbeleid in sektore soos motors, skeepsbou en elektronika gelei het. Koue Oorlog voordeel, strategies geleë in Asië, het Japan 'n belangrike Amerikaanse bondgenoot geword. Amerikaanse steun, insluitend gunstige handelsooreenkomste, het gehelp om Japan se ekonomiese stabiliteit te verseker. Japan het ook die swaar militêre laste van die VSA en die Sowjetunie vermy, wat dit in staat gestel het om fondse na tegnologiese vooruitgang, navorsing en globale mededingendheid te kanaliseer. Kulturele faktore, sterk werksetiek, sosiale samehorigheid en 'n fokus op langtermyn korporatiewe lojaliteit het produktiwiteit en innovasie ondersteun. Teen die 1970s en 1980s het Japan die tweede grootste ekonomie ter wêreld geword, wat modernisering simboliseer wat deur vrede en nywerheid eerder as militarisering bereik is. Ten slotte het Japan vinniger as enige ander staat tydens die Koue Oorlog gemoderniseer deur Amerikaanse steun, strategiese ekonomiese beplanning en 'n pasifistiese grondwet te kombineer wat ontwikkeling bo oorlogvoering geprioritiseer het. Die suksesverhaal beklemtoon hoe vrede en innovasie vinnige vooruitgang kan dryf. Dankie dat u by ons aangesluit het.